Amen, prys die Here, baie welkom, daar is ons nou op die lig, prys die Here, en wat 'n groot voorreg is dit dan vir my om saam met julle weer eens in die huis van die Here te kan wees nie, en ek sê vir elkeen baie dankie dat julle die tyd uitgekoop het om hier saam met ons die naam van die Here te kan grootmaak, prys die Here. Net 'n paar afkondigings voor ons begin met die diens. Ons het soos gewoonte, het ons Sondagoggend ons erediens, ons nooi elkeen uit wat van die Here van julle wat daar ons volg op Facebook en op sosiale media. Dit is beter om hier te kan wees saam met die vergadering van die heiliges, waar ons werklik waar in gees en in waarheid die Here aanbid. En ons dank die Here daarvoor dat ons die geleentheid het, so Sondag 9:00 ons erediens, en ons verwag die Here dat die Here vir ons soveel meer kan doen as wat ons ooit kan besef. Prys die Here. Die Here soek net 'n gewillige hart, halleluja, wat in geloof uitreik na hom en wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. So ja, koop die tyd uit, want ons sien die dae is boos en ons sien die dag van die Here naby kom. So ons moet daai ingesteldheid toepas om dan ook dan die samekoms, die samesyn, halleluja, by te kan woon. So ons nooi jou uit, Sondag 9:00 ons erediens, en dan ook Woensdag het ons selgroep, ons gebruik een Woensdag in 'n maand, of so in 'n kwartaal, waar ons ook dan gebruik om 'n gebedsuur dan ook dan te kan hou, waar ons dan die Here versoeke by die Here neerlê as 'n gemeente. En ons nooi julle uit, ons sal vir julle wel op ons Facebookblad en so ook op ons WhatsApp gaan ons ook vir julle deurgee wat gebeur op daai spesifieke Woensdag. Maar ons is besig met ons studie uit die boek van Romeine, en vir die wat ver bly, die wat nie kan maak nie, ons is op sosiale media juis vir daai doel dat mense wat nie hier kan wees nie, maar bo alle dinge moet jy maar sorg dat jy hierso kan wees, want dit is belangrik om hierso te wees. En dan dis Woensdag 7:00, en dan het ons jeugdiens op Vrydag 7:00, partykeer kan ons dit ook nie maak nie, partykeer is daar ook tye wat ons nie kan wees nie, maar ons sal vir julle laat weet wanneer ons jeugdienste het, en stuur jou kinders, as jou kinders 13 jaar en ouer is, asseblief stuur vir hulle jeug toe. As jy 'n probleem het met vervoer, skakel my, praat met my en met ek en met die Rudolf, en ons kom tel jou kind op, dat jou kind saam die woord van die Here te kan hoor. Is baie belangrik, nee, dat die kinders van die Here daai grondslag en fondasie kry, halleluja, van Jesus Christus en die prys wat hy vir ons betaal het op Golgotha. So stuur julle kinders, ons tel hulle op. Okay, en dan is dit al van my kant af. O ja, voor ek vergeet, ons het ons voedselskema of ons voedselfonds wat ons voedsel by mekaar maak om so ook dit te kan uitdeel. Ons in Desember het ons 'n uitreiking na 'n kinderhuis waar ons werklik waar vir elke huisgesin vra, as jy gaan kry dit hierswaar koop so 'n bietjie ietsie ekstra, dalk 'n nie bederfbare produkkie, en kom sit dit in hierso, en ons gaan sorg dat hulle dit kry dan hierdie jaar. Dit is wat ons elke jaar beoog is, om mense te gaan besoek, en so hier teen die einde van die jaar dan gee ons dit uit. Ons wil eintlik volgende jaar vroeg in die jaar begin. Dan kan ons nou genoegsame goede ingesamel het. As jy 'n konversie koop 'n konversie. As jy, soos die Here op jou hart kry, vra die Here om dit op jou hart te plaas, wat jy wil doen, vir so ook om te kan saai ook in mense se lewens. Prys die Here. So dit is ook in Desember, ons gaan ook die datum vasmaak. Ons moet net redelik stref met die kinderhuis, en dan sal ons vir julle dit werklik die datum gee, wanneer daar uitreiking daar gaan wees, wat die tyd dit gaan wees. So hou maar julle ore oop, en julle harte oop, en ons vertrou die Here, dat die Here daar 'n groot seën sal wees, ook daarso. Nie net met die oog op die fisiese, maar ook met die oog op die woord van die Here, ook met die oog op die sielewin, halleluja. Want dit is waaroor dit gaan oor die evangelie. So mag die Here vir julle dan ook daar seën vir wat julle doen, ook vir die werk van die Here. Dan wil ek ook dan baie dankie sê vir elkeen wat so getrou bydra by die werk van die Here. En ons waardeer dit uit die diepte van ons hart. En mag die Here vir elkeen van julle seën.
En al hoe klein dit mag wees, die Here ken, die Here weet, en hy sien elke hart vanmôre. Halleluja. Baie dankie vir julle saai in die werk van die Here. Dit maak dit moontlik dat ons hier kan aangaan. Dit maak dit moontlik dat hier die boodskap van die kruis verkondig kan word. En mag die Here vir ons help om altyd vas te bly in hierdie woord van die kruis. Prys sy wonderlike naam. Is julle reg om die Here groot te maak? Amen. Is julle lief vir Jesus? Halleluja. Amen. Prys die Here. Amen. Yes, I can see the gladness. Halleluja. So kom ons staan saam. Ons gaan die naam van die Here groot maak. Saam met ons musikante. Kom vorentoe. Kom vorentoe. Kom vorentoe. Ons gaan sing. En dan wil ek dan net een dankie dat julle my herinner het. Ek is gewoon vergeet. Die 13de Desember. Dankie hoor, Samantha. Die 13de Desember is ons afsluiting. So ons gaan hierdie jaar by Soetdoring by mekaar kom. Ons was laas keer ook daar. Man, ons het dit geniet. Moet die uitstel. En dan gaan die vrouens slaai by mekaar maak. My vroukie sal 'n groepie stig en dan kan elke vrou dan ook daar so onderhandel wat 'n slaai gaan hulle bring. En dan bring jy maar net jou eie braaipakkie en braaivleis. En dan as daar mense is wat dit nie kan doen nie, moenie bekommerd wees nie. Ons sal meer as genoeg hê. Kom jy net saam. En dan gaan ons lekker die dag saam geniet. Hoor, daar's swemplek vir kinders om te swem. Ek weet nie vir die hele weekend waar Soetdoring is, is net die ander kant. Lekker kan gaan swem en lekker die dag kan geniet saam met julle. So moenie uitstel nie. Kom daarso en kom ons gaan geniet die dag saam. Die Here seën. Halleluja. Goeiemôre. Môre. Julle bly goed. Kom ons maak sy naam groot. Build your house on the rock. Build your house on the rock. Build your house on the rock, and it shall stand. There's no power in this world that can stand against God's will. Build your house on the rock, and it shall stand. Build your house on the rock. Build your house on the rock. Build your house on the rock, and it shall stand. There's no power in this world that can stand against God's word. Build your house on the rock, and it shall stand. Build your house on the rock. Build your house on the rock. Build your house on the rock, and it shall stand. There's no power in this world that can stand against God's word. Build your house on the rock, and it shall stand. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. That solid rock. Hallelujah. Have you been to Jesus for a cleansing now? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace now? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul, cleansing blood of the Lamb. Are you going spotless, white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul, cleansing blood of the Lamb. Are you garments spotless, white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Hallelujah. Are you washed? Are you washed? Are you washed? Hallelujah. There's no place for like yourself.
Dit laat my so lekker sit. My sonbeste lewe en ek kan lewe. Dit laat my so lekker. Dit laat my so lekker. Dit laat my so lekker sit. Dit laat my so lekker sit. Dit laat my so lekker sit. My sonbeste lewe en ek kan lewe. Dit laat my so lekker. Dit laat my so lekker. Dit laat my so lekker sit. Halleluja. Dit laat my so lekker sit. Dit laat my so lekker sit. My sonbeste lewe en ek sal lewe. Dit laat my so lekker. Dit laat my so lekker. Dit laat my so lekker sit. Halleluja, prys sy naam. O, halleluja, prys die Here. Halleluja. Don't give up, you're on the brink of a miracle. Don't give up, remember God is still on the road. Don't give up, you're on the brink of a miracle. Don't give up, remember you are not alone. Don't give up, you're on the brink of a miracle. Don't give up, remember God is still on the throne. Don't give up, you're on the brink of a miracle. Don't give up, remember you are not alone. Don't give up, you're on the brink of a miracle. Don't give up, remember God is still on the throne. Don't give up, you're on the brink of a miracle. Don't give up, remember you are not alone. Hallelujah, praise the Lord. You're on the brink of a miracle. Hallelujah. Is Father, Holy Ghost, and near. Excelsius wunderbar.
Halleluja, halleluja. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Prys die Heilige Naam. Halleluja. Daar is net een, halleluja, wat waardig is om die boek oop te maak vanmôre. Daar is net een wat waardig is, halleluja, en sy naam is Jesus. Daar is net een manier waarop hy vir ons daardie wonderlike ervaring van God kan gee, en dit is deur dit wat hy vir ons gedoen het daar aan die kruis. Daar is plek vir jou daar vanmôre. Daar is plek vir jou vanmôre daar by die voete van Jesus vanmôre. Het jy 'n verwagting vanmôre, geliefde broeder en sussie? Het jy 'n verwagting dat hy ver kan doen? Ver bo wat ons kan bid of dink, sê die woord van die Here. Halleluja. Glo jy nog dat ons 'n wonderbaarlike God dien vanmôre? Glo jy nog vandag dat Jesus Christus, halleluja, die Here van die Here is? Dat hy die een is, halleluja, wat die blindes se oë kan oopmaak, halleluja, wat die verlamdes kan laat loop, wat die wat gebroke van hart is te kan genees, vir die wat in vasgevang is, in vrylating te kan bring, halleluja, en die aangename jaar van die Here kan verkondig. Glo jy dit nog vanmôre? Halleluja. Kom ons gee die Here. Prys die naam van die Here. Here, kan julle sitplek neem. Sangers en musikante, baie dankie. Wat 'n voorreg is dit nie vanmôre vir my om weer eens saam met julle in die woord van die Here te kan wees. Dit is opgewondenheid in my hart vanmôre. Halleluja. There's a gladness in my soul today. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my sins. Many sins has been washed away. Hallelujah. Are you under the blood? Hallelujah. Hallelujah. Nee, nog nie sê I'm under the blood nie. Jy weet nie wanneer is jy onder die bloed? Wanneer jou hart in geloof vasgemaak is en dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Nie net 'n verbale praat nie, maar 'n hart wat daarin vasgemaak is in geloof, geliefde broeder en sussie. Dis wat die verskil maak. Halleluja. I am under the blood. Halleluja. My sins has been, my many sins has been forgiven. Hallelujah. I'm free. I'm free. Hallelujah. Julle ken mos daai liedjie wat sê I once was lost, but now I'm found. Amazing grace. Hallelujah. En dan I once was blind, but now I see. Hallelujah. Hallelujah. Ons ken daai man wat blind is wat gesê het, Here, vra die Here wat moet ek doen? Hy sê dat ek mag sien, Here. Hallelujah. Dat ek mag sien, Here. Halleluja, wat moet ons sien, geliefde broeder en sussie, is belangrik. Halleluja, julle kan vir my julle Bybels oopmaak en vanmôre 'n woord van die Here vir ek en vir jou, geliefde broeder en sussie. Onthou as ek hier voor preek ek nie net vir julle nie, ek preek vir my. Halleluja. Die Here moet hier by my eers begin, hè. Ek wil ons nou sê, Here, begin hier by my vandag.
Voor ek nou kyk na my boetie en my sussie langs my, dan sê ek, Here, hier is ek, kyk na my, halleluja, halleluja, want hier is die grootste hindernis in die werk van die Here, die vlees. Die vlees is die grootste hindernis in die werk van die Here, halleluja, maar ek ken en ek weet wat het Jesus Christus met hierdie vlees kom doen. Halleluja, ek is gekruisig saam met Christus en ek lewe nie meer nie. Galasiërs 2:20, my gunsteling vers in die Bybel. Ek is gekruisig saam met Christus. Jou hart vasgemaak in dit wat hy vir jou aan die kruis gedoen het. En ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Dis tyd dat Jesus gesien word, geliefde boeties en sissies. En die lewe wat ek nou lewe in die vlees, lewe ek deur die geloof. En die Seun van God wat my lief gehad het, homself op my oor gegee. Geliefdes, die tema van my boodskap vanmôre is: Here, Here, dink tog aan my die een keer en versterk my. Ek herhaal, Here, Here, dink tog aan my die een keer en versterk my. Amen. Julle kan julle Bybels vir my blaai in Rigters 16 vers 28. Rigters 16 vers 28. As julle daar is, sê amen. Rigters. Dit Samuel 2, Samuel Rigters. Geliefdes, Rigters 16. Geliefde boetie en sussie, kom ek sê vir jou vandag, dat daar is net een antwoord op elke probleem, geestelik sowel as fisies, en dit is Jesus Christus en wat hy vir ons kom doen het aan die kruis. Daar is net een oplossing in hierdie wêreld wat vir ons die lewe kan gee. En dit is dit wat Jesus aan die kruis vir ons kom doen het daar op Golgotha. Een oplossing, een plan, een weg, deur al die eeue heen. En dit is in die kruis van ons Here Jesus Christus. Ek praat nie van 'n houtbalk nie, ek praat van 'n voltooide werk wat Jesus Christus, die Seun van God, kom doen het vir ons. Daar is geen groter werk, geen groter krag, geen groter naam as die naam van Jesus nie. Ons het hierdie al oor die jare, het ons al hierdie geproklameer. Ons het gesê, daar is krag in sy bloed. Halleluja. En dan sê die hele gemeente, amen. Dan sê ons, daar is krag in sy naam. Dan sê die hele gemeente, amen, geliefde boetie en sussie. Maar wanneer ons hierdie stryd wil veg, wanneer ons hierdie dinge wil doen, wat God vereis, dan kies ons dit totaal en al die ander manier, as ons geloof en hart nie vasgemaak is, in dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het nie. Wanneer ons geloof en vertroue nie gaan rus, in die voltooide werk van Christus nie, dan staan ons in ons eie krag, in ons eie vlees, besig om wat te doen dit wat die Here nie wil hê, ons moet doen nie. En hier is die probleem van mense se lewe, dat hulle vind hulle self in die vlees, besig om agteruit te beweeg, en blindelings die lewe in te gaan. Alle goedheid en guns is opgesluit in Christus Jesus. En is tot ons beskikking deur die geloof en vertroue in dit wat hy gedoen het. Elke belofte, elke een, wat ook al daar mag wees, in Christus Jesus, daar ook dit, is ja en amen.
Rigters 16 vers 28, ek lees. Toe roep Samson die Here aan en sê, Here, Here, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie een keer, o God, dat ek my oor een van my 2 oë op die Filistyne kan wreek. Kom ons sluit oor. Hemelse Vader, ons dank U, Here, dat ons vanmôre hierdie woord kan oopmaak. Here, gee vir ons die geestelike insig om te kan sien, Here Christus Jesus, en dit wat hy gedoen het aan die kruis. Here, mag ons hierdie woord in geregtigheid hou. Here, mag elkeen wat dit hoor, mag hulle geloof verenig word met hierdie wonderbaarlike evangelie van God. Here, mag elkeen hoor vanmôre dat die Here soos die Here met elkeen van ons praat, soos die Gees van die Here die oortuiging bring tot elke hart en tot elke siel vanmôre. Is my gebed in Jesus naam. O Gees van God, U wat die naprediker is, Here. Here, kom beweeg en salf my lippe, Here, sodat die woord wat uitgaan, Here, kan vrug dra 100voudig, Here, is my gebed in Jesus kragtige naam. Here, mag elkeen wat hier uitgaan, Here, mag hulle versterk word, Here, deur die woord van die lewe, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Geliefdes, baie van ons is bekend met die verhaal van Samson en hoe hy deur die Here opgerig was om die volk uit te bring onder die mag van die vyand, die Filistyne, om sy volk uit te lei. En dit is waar voor God rigters ingestel het, maar ek is spesifiek fokus op Samson, maar op hierdie skrifvers. En geliefdes, soos ons weet, was hy uitverkies om dan so die werk van die Here te doen. Hy was afgesonder om hierdie werk te doen van sy geboorte af, moes hy afgesonder gewees het vir God, vir die werk van die Here. En dit is ook dan in die woord van die Here 'n teken van heiligmaking, want heiligmaking beteken ook 'n afsondering vir die Here. Beteken ook dat ons eenkant gesit is vir God, vir sy gebruik, vir dit wat hy vir ons uitgesit het om te kan doen. Die woord van die Here sê, werk jou eie heiligheid met vrees en met bewe. Want dit wat God in en deur ons lewe wil doen, moet ons werklik waar besef dat dit is hy wat dit moet teweegbring. Dit is hy wat die krag en die sterkte is vir ons om hierdie dinge te kan doen. Geliefde broer en sussie. En ons sien daar in Rigters 13 vers 25, die Heilige Gees het hom gedryf. Kom ek sê vir jou vanmôre, soos ons die woord van die Here hoor, soos ons dit bring, as die Gees van God dit nie teweeg bring nie, as die salwing van die Here nie op hierdie woord rus nie, as hy nie in die konteks is van dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, die kan dit nie vrug dra nie, kan dit nie sterf en ontkiem in jou eie hart nie, geliefde broer en sussie, want voorwaar sê Jesus, as die koringkorrel in die grond val, dit sterf nie, dan bly dit alleen, maar as dit sterf, dan dra dit veel vrug. Ek is vanmôre hier om vir jou hierdie woord te vat, om vir jou te saai in die konteks van Christus Jesus, en dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, sodat jou hart en geloof kan saam meng met daardie geloof, en jy kan ontvang van die seën van God, want ons kan net geestelik groei, wanneer ons van Jesus neem. Hy is die brood wat gebreek word, geliefdes, ons denkbeeld, die nagmaal vanmôre, dis presies waaroor dit gaan, geliefde broer en sussie, dis jou daaglikse geloof en herinnering, in geloofsuitreiking tot dit wat hy vir jou daar aan die kruis gedoen het, geliefde broer en sussie. En hier sien ons dat Samson sy krag was nie uit homself nie, maar die Heilige Gees het hom gedryf, halleluja, prys sy naam. Sy hare was 'n tipe van afsondering in gehoorsaamheid aan God, soos 'n teken van sy verbond met God was die hare. Die krag was nie sy hare self nie, maar dit was 'n teken van 'n verbond, 'n teken van 'n tipe van afsondering in gehoorsaamheid aan God. Geliefdes, wat is die nuwe verbond in sy bloed? Dit is my gehoorsaamheid aan hierdie geloof, wat vir my dan vasmaak, halleluja, sodat ek in hierdie krag en in die salwing van die Here kan beweeg, geliefde broer en sussie. Maar kom ek sê vir jou, toe sy hare afgesny word, het hy sy verbond en afsondering met God verbreek.
Die gees van die Here het van hom gewyk. Jy kan dit gaan lees in die 20ste vers, Rigter 16 vers 20, geliefde broer en sussie. Dis die belangrikheid wat ek vanmôre vir jou wil deurbring, wat die boodskap van die kruis in ons eie hart en in ons eie lewe, in ons daaglikse afsondering vir God. Dit is die kinders van God. Halleluja. Wat in heilig maak en deelagtig word, geliefde broer en sussie. Wat in hierdie afsondering wandel voor God. Wat werklik waar onder die krag en die salwing van die Here beweeg. Krag en die salwing rus op jou, solank jy jou geloof en vertroue plaas in dit wat Jesus vir ons daar aan die kruis gedoen het. Die nuwe verbond in sy bloed en die betekenis in sy bloed. Dit is deur die kruis van ons Here Jesus Christus, nie die balk nie, die werk wat hy daar gedoen het. En jy in jou geloof waar jy in hierdie nuwe verbond is. Die nuwe verbond is Jesus Christus. En wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, gee die betekenis van hierdie verbond en die mening van hierdie verbond in jou hart en in jou lewe. Hier is 'n tipe vir ek en vir jou, geliefde broer en sussie. Maar ons sien in die woord van die Here dat Samson se swakheid was. Samson se swakheid was vrouens gewees. Hoeveel vandag is daar kinders van die Here? Regtig, ek praat met kinders van die Here wat na die verleidende vrou luister, wat val vir valse leerstellings. Kom ek sê vir jou, jou vlees love it. Die vlees love it, want hy word gestreel na die ore. Maar geliefde broer en sussie, ek het nie vir jou verlore. Dit is wat Samson se swakheid is. En dit is wat elke mens se swakheid is verlore. Is dat hulle leen hulle ore uit. Al lyk dit hoe geestelik, al lyk dit hoe skriftuurlik, as dit nie sy konteks en sy bron het in die kruis van ons Here Jesus Christus nie, dan kan dit nie wees wat God behaaglik is nie. Hoor vanmôre vir my mooi. En hier sien ons dit. Ons sien Samson. Sy liefde was vir die vrou. En ek het laas Woensdag het ek gevra dat julle Spreuke 7 sal lees. Dat julle Spreuke 7, en ek gaan vir julle lees Spreuke 7. En sien wat valse leerstellings besig is om te doen. Mag die Here vir jou daar die woord oopmaak in Spreuke 7, sodat jy dit kan sien, wat hierdie valse leerstellings en hierdie valse profete wil doen. Dit wil jou wegvat van dit waar jy, halleluja, in Christus Jesus kan triomfeer. Waar jy in daai plek kan bly waar jy bruikbaar kan wees vir die Here. Jy sien, hy was verlief op vroue van heidense afkoms. En op die ou einde van die dag het Delilah sy gevangenis blindheid, sy gevangenskap en blindheid en dood gekos. Daar is soveel kinders van die Here wat nog gevlei word deur die verleidende vrou. Deur die valse leerstellings word hulle verlei deur mooi woorde wat die vlees wat goed voel. Kom ek sê vir jou wat? As dit nie sy oorsprong het in die kruis van ons Here Jesus Christus, dan sal dit jou weer bring onder binding, onder die binding van sonde en die werke van die wet. Geestelike blindheid sal tot die gevolg hê. Ek weet nie of jy al agtergekom het, is dat as ons kyk na die godsdienstige wêreld, as ons kyk wat gebeur in die kerke wêreld vandag, en jy sien en jy ken hierdie wonderbaarlike woord van genade, en iemand bring vir jou 'n leerstelling, en jy sien en jy skud jou kop en jy sê, jy kan nie glo dat hulle so iets kon glo nie, want dit is nie wat in die woord van die Here staan nie. Maar dit wat hy glo, hy is so blind dat hy dit nie meer kan sien nie. En as ons hier kyk in die woord van die Here, was al twee Samson se oë uit.
al twee. Sonder Christus is jy geestelik blind. Sonder hierdie waarheid van die evangelie en jou hart vasgemaak, gaan jy geestelik blindelings wees. En jy gaan die dinge nie sien wat in die woord van die Here is, soos dit moet wees nie. Dit gaan veroorsaak dat jou toewyding en afsondering tot God verbreek. Wanneer daar 'n liefde vir enigiets anderste is, 'n hartsverlange vir enigiets anderste is, as Christus Jesus en wat hy gedoen het, gaan die vlees meegesleep deur die wêreld, deur valse godsdiens, deur alles wat nie van Christus is. Kom ons maak dit so. Ons sluit alles in buite Christus. En geliefdes, die woord van die Here is duidelik, dat ons in Christus Jesus moet bly. Ek bly in hom, en hy in my. Hoe? Wanneer ek aan die ware wingerdstok verbind bly. Hoe is ek geplant in die eerste plek? Hierdie gaan saam met hierdie woord, liefde. Dat het mooi met jou insink vermoere. Vraag jy die vraag af vermoere vir jou. Is dit vermoere jy? Wie die Here praat vermoere. Dalk is jy so vasgevang onder bindings van sonde. Dalk is dit jy wat nie meer uitkom sien. Dalk is dit jy, kind van God, wat 'n vorm van godsaligheid het, maar die vaardigheid en die krag van God is nie meer ervaar in jou lewe nie. Onthou wat die Here vir ons kom wys het as gemeente. Die vlees is die mees gevaarlikste in 'n kind van die Here se lewe. Want hy is al geleer om sy godsdienstigheid aan te trek. En hy kan nie mislei. Dis waar die oormeerderheid kerk vandag sit. Hulle word mislei. Because if it's not the preaching of the cross, it's a preaching of the flesh. Want as ek nie gekruisig is saam met Christus en ek bely nie daar in my vlees, ek bedoel my vlees, kan ek nie saam met hom lewe. Romeine 6 vers 5. As ek gelykvormig word aan sy dood, sal dit ook wees aan die van sy opstanding. As ons dan geglo het dat ons saam met hom gesterf het, dis wat gebeur het met die kruis. My geloof daar, het ek saam met Christus gekruisig. Daar is ek verbind met hom. Dis hierdie wonderbaarlike kragtige werk van God wat wedergeboorte in jou agter gebring het. Dis die krag van God wat jou as 'n sondaar gevat het en jou as 'n regverdige kom regverdig het, wat vir jou kom help het. Halleluja, tot 'n nuwe skepsel. Nie kom help het nie, wat jou geskep het tot 'n nuwe skepsel. Daai krag, daai dynamis, krag van die Heilige Gees, nou in jou lewe in werking is. Vers 29. En Samson slaan sy arms om die twee middelste pilare, waar die huis opgerus het. Build your house on the rock. Build your house on the rock. Geliefde broeders en susters, daar is net een rots. Sy naam is Jesus. Daar is net een grondves en fondasie. Dis Jesus Christus en hom as gekruisig. Dit is Jesus Christus en die kosbare prys wat hy vir ons betaal het op Golgotha. Lees weer vers 29. En Samson slaan sy arms om die twee middelste pilare waar die huis opgerus het. Is ook maar 'n tipe van 'n toring van Babel. Is ook maar 'n tipe van wat die mens in sy eie vlees bou. Is ook maar 'n tipe van dinge wat ons oprig, al is dit hoe godsdienstig. Dis ook 'n tipe daarvan, hè. Die een met sy regter en die ander met sy linkerhand en leun teen hulle aan.
Ons sien hier so Samson met sy 2 uitgestrekte arms, sien ons hier hoe Christus Jesus hom as gekruisigde die pilare van godsdiens, vleeslike grootheid, roem en trots laat in mekaar sak. En let wel, hierdie was die middelste pilare. Wat word as pilare in jou lewe geag bo die fondasie van Christus Jesus en hom as gekruisigde? Die mens wil vashou daaraan, geliefde broeders en susters. Maar deur die krag van God, tuimel hierdie dinge neer in jou lewe. Tuimel hierdie dinge waarop jy gebou het in neer. Jou pilare van die vlees moet meegee onder die kragtige hand van God. Kom ons kyk wat sê Paulus in Filippense 3 vers 7. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Hy het nie slegte goed genoem dan. Hy het goeie goede genoem volgens die vlees. En hy sê in vers 8, in Filippense 3 vers 8, ja waarlik, ek het alles as skade. Ek ag alles as skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus my Here ter wille vir wie ek alles prys gegee het. En as drek beskou het om Christus as wins te verkry. Doen jouself 'n guns, gaan lees Filippense 3, gaan kyk voorin. Dan sien jy al die goed wat hy prys gegee het. Hoeveel goed hou ons nog aan vas wat ons moet prys gee? Is daai arms nog in daai middelpunt vas om dit vas te hou? Wil jy dit nog laat staande bly? Of wil jy deur die krag van die Heilige Gees hierdie dinge tot neergesplyt word? Dat die vlees sal sterf en dat die Gees teweeg sal bring dit wat God wil doen in jou hart en in jou lewe vanmôre. In Filippense 3 vers 9, en in hom gevind te word. Ek kan in hom gevind word alleenlik wanneer ek hierdie ander dinge as drek beskou en hom as Christus as wins te verkry. Dit kan ek in hom bevind wees, want dit is of die geloof in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, of dit is nie jou eie denkbeeldige geloof. Want daar's een geloof, sê die Bybel. Daar's een Here, sê die Bybel. Daar's een doop, sê die Bybel. Waterdoop. Waterdoop is 'n simbool van die doop wat een doop is. Dis die doop in Christus se dood. Dit is die boodskap van die kruis. Dit is jou hart. Dis hoe jy in hom geplant is. Dis hoekom Paulus sê in Christus. Want ek is in hom. En dis waar ek moet bly. Dis waar ek moet groei. Dis waar ek kan lewe onder die krag en die saam van die Here in die oorwinning wat daar is vir ons. In hom gevind word. Nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Dis die geregtigheid wat uit God uit is deur hierdie geloof. My geloof en vertroue in dit wat Jesus gedoen het, bring die geregtigheid van God, nie van verself nie. Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Filippense 3 vers 11, of miskien die opstanding en die dode kan bereik. Hierdie opstandingslewe wat ek en jy moet lewe, kan nie gelewe word sonder die gekruisigde lewe nie. Ek kan nie die Here dien sonder dat my geloof nie. Paulus maak dit duidelik in 2 Korintiërs, sê hy, ons wat lewe word daagliks oorgelewer in die dood vir Jesus se wil. So waar gaan die Here jou oorlewer? In die dood vir Jesus wil, sodat hy die lof en die eer kan kry, sodat die geregtigheid wat uit God is in jou hart en in jou lewe gesien kan word.
Vers 30. En Samson sê, laat my sterwe saam met die Filistyne. En hy buig hom met krag, sodat die huis inval op die vorste en op al die mense wat daarin was. So was, hier is 'n pragtig, hoor nou mooi, so was dan die dooies wat hy by sy sterwe gedood het, meer as wat die wat toe hy gelewe het. Die werk van God in Christus Jesus is oorvloedig deur die genade. Genade ontvang ek deur die geloof. En dit is deur dit wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het. En die werk van die Gees, die oorwinning wat hy bring, oor die vlees, die wêreld en die duiwel, is meer oorskadu as wat dit gewees het toe ek in myself was. Dit is meer oorvloedig nou. In vers 31, sy broers en sy hele familie het toe afgekom en hom opgeneem en opwaarts gebring en hom begrawe tussen Soria en Eshtaol in die graf van sy vader Manoach. En hy het Israel 20 jaar lank gerig. Soria en Eshtaol was die plek waar Samson gebore was en sy roeping begin het. Daar het hy ook gesterf en is hy ook begrawe. Ek het vir jou 'n skrifvers uit die Nuwe Testament wat vir jou sê dat net soos waar jy wedergebore deelagtig geword het, net so daar is daar 'n krag van God binne daai werk van die kruis vir jou vermoere. Kolossense 2 vers 6 sê Paulus, soos julle dan die Here Jesus, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom, bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin is met danksegging. So hier sien ons dat dit waar Paulus begin het, sy roeping, en waar hy gebore is, die plekke waar hy is, hy ook daar weer gesterwe en begrawe. So dit waar die krag lê, geliefdes, is dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Dat ons weer op die plek sal kom, dat ons kan weer beweeg in die krag en in die salwing van die Here. Sodat ons weer eens die werk wat God vir ons toeberei het, dit kan volbring. In my eie lewe. En elkeen afsonderlik wat die Here dien vermoere. Dat hulle weer op daai plek kan kom. Maar hulle hart en hulle geloof vasgemaak is daar. Wat Jesus Christus die oorwinning gebring het. Oor die vlees, die wêreld en die duiwel. Daar's net een plek. Daar's net een. Ons het ingekom deur die kruis. Ons sal uitgaan deur die kruis. Amen. Ons sal ingaan deur dit is dit wat ons onderhou. Daai geloof in dit wat hy gedoen het, is wat ons onderhou. Kom ons staan saam, ons bid. Ons sal die oor. Hemelse Vader, ek wil so vir elkeen kom bid vir oor. Here Vader, vir die daar op Facebook, Here. Here, hierdie boodskap wat U ons gee, Here, van Samson. Here, kan ons eie boodskap sien, Here. En die woord van die Here sê, ons moet waardig wandel, die roeping waarmee U ons geroep het. Die woord van die Here maak dit duidelik, Here, dat ons eie heil met vrees en beweging moet uitwerk. Here, daarom staan ek, Here, vermoere voor U vandag. Daarom staan elkeen, Here, vermoere voor U. Mag U vir elkeen lei tot op daardie plek, my Vader, waar hulle hart in geloof vasmaak,
Here, nie net een keer nie. Here, maar daagliks, Here, daai self sal verloon, Here, deur die kruis op te neem en Jesus te volg. Here, want dit is wat U verlang, Here. Ons weet, Here, dit gebeur net op een manier, is wanneer die hart in oorgawe vasgemaak is in dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Here, mag hulle dit ervaar, Here. Vader, mag U die vuur van die Gees in hulle eie harte en hulle lewens laat ontvlam, my Vader. Here, dat dit soveel meer sal wees as wat dit gewees het in die begin, Here. Maar dat daar mag daar groot exploits wees in ons harte en in ons lewens, Here. Vader, mag U, Here, deur die kragtevolle werking van die Heilige Gees, Here, vrylating bring, Here. Mag U al die vyande, Here, verslaan, Here, wat wil inkom en verwoes, Here. Maar ons weet, Here Jesus, dis alleenlik, Here, deur die kragtevolle werking van die Heilige Gees, Here, wat alleenlik werk binne die raamwerk van die kruis, Here. Mag ons geloof vasstaan in die oorwinning van die Here en mag ons dit ervaar in ons daaglikse lewe, Here. Vader, ek bid vir elkeen vanmôre, Here. Here, die wat die woord hoor vanmôre, mag hulle geloof gevestig word in die enigste waarheid van Christus en wat hy gedoen het, en mag hulle in die oorwinning beweeg soos nooit van tevore nie. Mag hulle dit ervaar, Here, soos hulle harte in gehoorsaamheid daaraan plaas in Jesus se naam. Amen en amen. Julle kan julle sit my Heer. Ons gaan oor na die tafel van die Here. Ek vra Boetie Andries en Boetie Amos, kan julle my help met die nagmaal asseblief. Halleluja, prys die Here. Waardig is hy om aanbid te word. Wat 'n groot voorreg is dit om weer eens hier te wees. Tafel van die Here. Halleluja. There's room at the cross for you. There's room at the cross for you. Selfverloning. Selfverloning, geliefde Boeties gesê. Selfverloning. Nie my manier nie, maar God se manier. God se manier, nie my manier. Hier is die tafel van 'n spesifieke bediening, of dis die tafel van die Here. Dit is Jesus Christus. Halleluja. En dit is sy liggaam wat vir ons gebreek is. Dit is sy kosbare bloed wat ons herdenk verloor. En ons weet dat dit ons geloof en vertroue is in dit wat hy vir ons daar aan die kruis gedoen het. Dis al wat ons kan teweegbring. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Prys die Here. En soos gewoonlik wag ons om te neem tot almal ontvang het, dan neem ons saam. Amen, prys die lieflike naam. Dankie Jesus dat ons vertroue en geloof op U kan plaas. Dankie vir die kosbare bloed wat vir ons gevloei het op Golgotha. Dankie vir die kruis, Here. En dit wat U vir ons kom doen het. En dit wat U vir ons kom doen het, Jesus. Ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Daar is geen groter krag, geen groter naam nie, as die naam van Jesus nie. Geen groter naam. Halleluja.
Net so ook met die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels, as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Geliefdes, hierdie is die bloed van Jesus. 'n Reiniging tot elkeen se sonde. Halleluja, prys die lieflike naam. Halleluja, Jesus. How sweet are your words, sweet unto my taste. I can understand. Therefore I hate every false way. Halleluja, prys die Here. Het hierdie boodskap van die kruis, het hierdie kosbare goeie nuus vir jou soeter geword as een. Het hierdie boodskap waarlik vir jou, waarlik vir jou, 'n soetheid gebring in jou eie lewe. Het dit jou gebring op 'n plek waar jy werklik waar elke valse wegvat, weg, en jy aan daai een weg, sy naam is Jesus, vashou. Het hierdie soetste boodskap van die kruis, halleluja, vir jou daar die soetste soet geword vir my. Het dit Jesus jou kosbare parel geword geworden. Het almal ontvang. Sy geliefdes, dit is sy liggaam wat vir jou gebreek is. Sy liggaam wat vir jou gebreek is. Julle kan nie. Dankie Here vir u wonderlike werk wat u daar vir ons op Golgotha kom doen het. Here, ons weet, Here, dat u bly getrou. En soos ons weet, Here, het hulle u geslaan. Het hulle u gekruisig. As u liggaam gebreek, Here. Here, wanneer u wonde het daar ook vir ons genesing gekom. Dankie Here dat hierdie genesing wat in Christus te vind is. Hierdie wonderbaarlike geestelike genesing, Here, vir ons daar is, Here. Ons dankie daarvoor. Amen. Geliefdes, hierdie is sy kosbare bloed wat vir julle gestort is. So ver soos die ooste van die weste, het hy ons oortredinge van ons verwyder. Sy bloed, wat vir jou en vir my gestort is. Is jy onder die bloed vanmôre? Amen. Jou hart en geloof in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Amen. Julle kan sê, julle kan dit neem. Sy bloed, dankie Jesus. Halleluja.
Prys sy wonderlike naam. Halleluja, prys sy lieflike naam. Dankie Here dat ons so kan vertrou. Oh, how I love your Lord. My meditation was all I have no understanding in all my teachings, but your testimonies are my meditation. I understand more than the angels because I keep Amen. your precepts. Geliefdes, kom ons word stil in die teenwoordigheid van die Here vanmôre. Train my feet Mag ons net stil word vanmôre, terwyl ons na hierdie lied luister. Kom ons wees net stil in sy teenwoordigheid. Iemand kan doen. Daar is soveel dinge wat distractions bring, onder God wil beweeg. Ek bestraf dit in Jesus naam vanmôre. Ek wil hê dat elkeen vanmôre vir my moet kyk. How sweet, Die Here het julle besonder lief vanmôre. sweet unto my taste. Maar wat hy vir jou kan doen, kan hy alleen doen. Sweeter than honey. Dat jy jou hart vasmaak en dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. As jy net kan kyk I get understand. na dit wat hy vir jou gedoen het, en jy kan met opregte hande uitroep en sê, Here my God, ek kyk nie na my eie krag nie, ek kyk nie na my eie sterkte nie, maar ek kyk na U, want U het vir my dit kom doen op Golgotha. Mag die Here in jou hart doen en in jou lewe doen, ver bo wat jy sal bid of dink. En mag die oorwinning soener wees as wat jy ooit sou besef het in Jesus kragtige naam. Mag dit wees soos wat die Here dit toebedeel vir elkeen van jou en van my. Dit waarvoor jy lank gebid het. Dit waarvoor jy voor die Here se voete neerlê. En jy sê, Here, wanneer sal die antwoord kom? Kan ek vir jou sê, die antwoord is al reeds daar, nog voor die probleem daar was, want Jesus Christus is gekruisig, al voor die grondlegging van die wêreld af. So jou probleem is nie groter vir hom, die geliefde moet jy insissie. Die Here sien jou hart vermoere. Here, mag U alleenlik doen wat U kan doen, in Jesus kragtige naam. Mag jy 'n getuienis word van wat die bloed van Jesus kan doen. Your word En ek wil graag nie laat hierdie geleenthede verby gaan nie. Ek wil vra dat die gemeente sal staan asseblief. Ek doen hierdie gewoonlik, maar ek ervaar dat die Here het iemand in gedagte vermoere. Vermoere staan daar. Dalk iemand vermoere hier wat nie die Here ken nie. your righteous judgment. Ek ken nie jou hart nie. En geliefde, moet jy insissie. Kom ek sê vir jou, 'n sondagsgebed gaan jou nie red nie. Woorde gaan jou nie red nie. Maar wat ek doen is, ek vat jou tot by die voete van Jesus. Ek gaan saam met jou bid vanmôre. En maak nie saak hoe swart jou sonde mag gewees het nie. Sy bloed was jou witter as die witste sneeu. Maak nie saak hoe ver jy weggedwaal het nie. Hy laat die 99 een kant staan en hy kom vir daai een wat verlore geraak het. Geliefde, moet jy insissie, want as jy daai een is wat bietjie weggedwaal het vanmôre, die Here Jesus roep jou terug. Hy roep jou terug na sy Vader. Hy roep jou terug na sy boesem vanmôre. Want ek het dat jy agter my aan sal bid, maar onthou, dis die hart wat moet glo tot geregtigheid. Woorde sê gaan jou nie red. Maar wat jou hart glo. Ek wil vra dat ons agterna op Facebook ook. Die Here bly getrou vanmôre. Mag hy doen wat hy alleenlik kan doen. Mag hy vrymaak. Kom ons sluit die oë, bid julle agter my aan. Hemelse Vader,
Ons kom na U toe. Ons kom na U In toe. die wonderlike naam van Jesus. In die wonderlike naam van Jesus. Here, ek erken Here, ek erken dat ek 'n lewe gelei het dat U lewe gelei wat nie van die volgens U woord is nie. volgens U woord is nie. Here, ek is 'n sondige mens. Ek is 'n sondadige mens. Here, vergewe my Here, vergewe my van elke ongeregtigheid. van elke ongeregtigheid. Here, ek glo Here, ek glo dat U vir my gesterf het dat U vir my gesterf en het. dat daar krag is Dat daar krag is in die kosbare bloed in die kosbare bloed om my te red, om my te red, om my skoon te maak, om my skoon te maak, om my U kind te maak. om my U kind te maak. Ek glo, Ek glo, ek glo, ek glo, maak my vry, maak my vry, vergewe my sonde vergewe my en maak sonde my U kind en maak my U kind. in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. 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 En as die Here die werk doen, sal jy weet, hy wie waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Halleluja. En wanneer die Christus jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Geliefdes, kom ons gaan, musikante, kom ons sing saam. Ons gaan lekker die naam van die Here groot maak, die laaste lied. En dan gaan ons in die vreugde van die Here prys die Here. Yes. Hallelujah. Take us there to Beulah land. Vat ons daar, hallelujah. Vrydag 7:00 sien julle. Letterlijk finish.